Goeiedag en baie welkom by hierdie formasiereis. Ons staan stil by die sterre wat die weg van die wyse manne na die Jesuskind toe gewys het. Ek wonder hoe jy sal reageer as ek sê dat ons vandag in een van die mees intense tye van geestelike soeke leef. Ek bedien al amper 20 jaar en ek kan eerlik sê ek het nog nooit so diepe honger in mense se harte beleef soos nou nie. En hierdie soeke kan ons sien op verskillende maniere. Sommige van ons soek innerlike vrede, 'n kalmte wat ons help om bo die spanning van elke dag te leef. Sommige soek geestelike krag, iets wat ons dra wanneer ons voor groot uitdagings staan. Sommige soek 'n doel, 'n sin aan hierdie een lewe wat ons het. Sommige wat ek ontmoet soek vryheid van verslawings en gehegthede wat ons lewens verklein. Sommige soek heling te midde van verlies en pyn. En sommige van ons, miskien meer as wat ons erken, soek na 'n lewende ontmoeting met die misterie wat ons God noem. Net in hierdie agtergrond wil ek hê ons met die verhaal van die sterre en die wyse manne weer aandagtig hoor. Hulle was die geestelike soekers van hulle tyd. Mense wat geglo het dat daar wysheid is wat die geheimenisse van die heelal kan ontsluit. Maar wat opvallend is dat hulle nie net soekers was nie. Hulle was ook vinders. Hulle het gevind wat hulle harte so lank gesmag het om te vind. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek en kyk. Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. Die wyse manne het die ster gevolg en dit het hulle by die regte adres uitgebring. Bethlehem, die plek waar Maria, Josef en die Christuskind was. Die evangelie gee vir ons ongelooflike nuus. God het 'n adres. En daardie adres is Jesus Christus. Ons hoef nie vandag Bethlehem toe te reis nie, want Jesus is nie meer in 'n krib nie, hy leef. Hy staan aan die ander kant die kruis en die graf. Hy is teenwoordig in sy woord, en ons ontmoetings met mense wat pyn het of ly, in die saamwees van sy mense. Hy sê, waar 2 of 3 in my naam bymekaar is, daar is ek. En deur sy gees ontmoet hy ons elke dag. Wanneer jy soek, maak seker jy gaan na die regte adres toe. Ons probeer so maklik 'n verkeerde pad, meer werk, meer gemak, meer verdowing, meer afleiding, maar daardie goed, weet ons, in die lang duur, vul nie die verlange nie. En Kersfees kom en herinner ons, God se adres is Jesus Christus. So dalk vandag, kom in kontak, waarna soek jy? Watter sterre volg jy? Watter boodskappers kom oor jou pad en jy volg hulle? Waarna toe lei daardie boodskappers of ster jou? God gebruik vandag nog sterre in ons lewe om ons 'n weg te wys. En sy diepste begeerte is dat wanneer ons hom volg, na hom luister, begin soek na hom, dat ons hom sal vind, die Jesuskind sal vind. En dit is my gebed vir jou. En hierdie volgende paar dae en weke voor Kersfees,
dat jy die sterre sal sien wat hy vir jou gee. In gesprekke, in ontmoetings met familie en vriende, in refleksie terug oor jou lewe, oor die jaar, in 'n feesmaal om 'n tafel, in jou rus as jy dalk op vakansie gaan, in jou werk, kan jy vir Jesus te midde van al hierdie dinge in ons lewe raak sien, ontvang en aanbid. Kom ons bid saam. Jesus, U is Immanuel. U is God met ons. En dankie vir die geskenk van U lewe. Vader, dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het vir ons. En daar in 'n doodgewone stal, op 'n doodgewone nag, gee U die geskenk van nie net Jesus nie, maar die sterre. Sodat mense, die wyse manne, ons, Here, kan kyk en soek en U vind. En dit is ons diepste verlange, is na U en om U te vind. Help ons in ons alledaagse lewe en rutines om U te vind, te soek en te vind. Maak oop ons oë, Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.